Nou ja, goeiemiddag liewe gemeente. Ek dra groete daar van Suid-Afrika na u van ons gemeente in Pretoria Oos. En die mense het gevra ek moet hartlike groete oordra aan alle Nederlanders. Ek hoop dat die Afrikaans nie vir u te moeilik gaan wees en dat u my heel goed sal kan volg. Al wat u die heeltyd vir u self moet sê is dat Afrikaans is die heel eenvoudigste vorm van Nederlands die jy ooit sal hoor. Daar's geen van die grammatikale regels die julle ken. En dit is nie ek ben en jy bent en hy is, almal is. Ek en jy en ons en julle almal is. So heel eenvoudig, so aan die jonge lui, as ek verkeerd praat, sê vir jouself, hy praat nie Nederlands, hy praat Afrikaans. En dit is korrek. Goed. Ek wil, broer Johan het gevra ek met myself net kortliks aan u voorstel. Ek is André Bester. Ek is gebore in 'n klein dorpie in Suid-Afrika met die naam van Brakpan. Heel mooie dorpie gewees om in op te groei. Ek het groot geword in 'n pragtige Christelike huis, waar beide my ouers God geken en gedien en lief gehad het. En op die ouderdom van 11, toe ek 11 jaar oud was, is my vader op 'n jong ouderdom aan 'n hartaanval oorlede, en dit het my geruk as 'n jong seun. Het het vir my gevoel, my hele wêreld stort in duie, en daar is vir my geen sin om verder te gaan met die lewe. Ek was 11 jaar oud. Toe ek 13 jaar oud was, 1976, so ek is hierdie jaar, is dit my 50ste geestelikse verjaarsdag. In Maart maand 1976 het ek tot geloof gekom, Jesus as my saligmaker ontmoet, en my ganse lewe het verander. Daar het weer sin in die lewe gekom, daar het blydskap gekom, die liefde van God en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, het ook in my hart kom woon, deur die inwoning van die Heilige Gees. En ek kan God nie genoeg dank vir daardie dag in my lewe. Toe ek met skool klaar gemaak het, wou ek eers 'n ander beroep gaan doen. Hier in my agterkant van my hoof was daar 'n roeping om vir God te werk, maar dit het ek so bietjie onderdruk. En ek het toe ons noem dit die Technikon gegaan, en daar het ek siviele ingenieurswese gestudeer, en uiteindelik in die ontwerp van paaie en stormwater tereggekom. Maar ek het 10 jaar gewerk, toe kom die roepstem van die Here in 1992 heel duidelik na my, en ek en my vrou en 2 kindere het na die teologiese skool gegaan, en daar het ek gestudeer by die Evangelies Gereformeerde Kerk, waar ek nou nog predikant is. En ja, dis 30 jaar gelede. En ek onthou, toe ek as jong man georden word, toe voel dit vir my, daar lê 'n marathon voor, 'n lange pad van 31 jaar. En as ek nou terugkyk, was dit alleen maar 'n oogwink. En volgende jaar kom ek dan by aftree ouderdom, waar ek met emeritaat moet gaan, ek pensioen moet neem, maar gelukkig kan ek nog tot op 70 verder werk, en dit lyk vir my op die stadium, as die Here so wil, dan sal ek aangaan tot op die ouderdom 70, waarna ek heel erg uitsien. So, dit is in kort wie ek is, en dis my gebed vanmiddag, broers en susters, dat God ons hier sal ontmoet, en dat sy woord op 'n wonderlike manier tot ons harte sal spreek. Ons gaan saam lees, 2 gedeeltes, Spreuke 4, Spreuke 4, mag ek miskien vra, die Afrikaans vir julle goed, almal kan verstaan? Na die tyd kan julle maar kom sê, wat 'n grappige taaltjie.
dit doen alle Nederlanders. Hier en daar is daar een wat sê, wat 'n lieflike taal. Nou ja, dit is maar vir julle om te besluit. Ons lees dan saam Spreuke hoofstuk 4 vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir die hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van die mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van die lippe. Laat jou oë reguit kyk, en jou ooglede, laat hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk, en laat jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van die boosheid. En dan blaai ons na Spreuke 23. En ons vind ons teks van oordenking vanmiddag in vers 26. My seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Die tema aan hierdie middag is 'n toegewyde hart, 'n hart wat aan God weggegee is. As ek vanmiddag die geleentheid sou hê om met elkeen van u in gesprek te gaan en vir u te vra, wat sou u sê, het die Here die afgelope week vir u gegee of gedoen wat wonderlik was? Dan glo ek dat ons veel getuigenisse sou kry. Veel mense wat sou sê, die Here was die afgelope week erg heel goed vir my. Ons hele lewe deur spreek van die goedheid van God. Dat hy 'n wonderbare God is. En ons kan begin by die mees basiese. God het aan elkeen van ons die gawe van lewe gegee. Hy het sy adem in ons geblaas en so het ons 'n lewende siel, Adam 'n lewende siel geword. God gee aan ons gesinne, hy gee vaders en moeders, hy gee seuns en dogters, hy gee vir ons vriende, hy gee vir ons 'n gemeente waarvan ons deel kan wees en waar ons hom kan aanbid en saam kan dien. Elke dag gee hy vir ons voedsel en klere. En hoe wonderlik is dit dat voedsel ook geniet kan word, né? Dat dit erg lekker is om te eet. En so seën God ons met soveel seëninge. Hy gee vir ons geleenthede. Hy gee vir ons die vermoë om te kan werk. Hy gee ook vir ons 'n baan waarin ons kan werk en geld verdien en voedsel koop en vir ons gesinne sorg. Maar bo alles lees ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Hoe wonderlik dat ons weet, ons kan ook die verlossing in Christus deelagtig raak. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing, die vergifnis van ons sondes, na die rykdom van sy genade. God het vir ons sy woord gegee.
En hoe wonderlik dat sy woord ook in ons eie taal vertaal kan wees, dat ons dit goed kan verstaan. Miskien is daar van u vanmiddag wat sê, die Afrikaans gaan so bietjie moeilik op die oor, né? Ek volg dit miskien nie heeltemal goed nie, maar ek hoop en bid tog dat die Heilige Gees ons almal se ore sal open en dat u tog op die einde sal sê, ek kon hom verstaan, die man wat so vreemd praat. En dat ons vanmiddag hier kan weggaan en kan sê, is die Here nie goed vir ons? Het die Here ons nie werklik ontmoet in hierdie middag? In Spreuke, die 24 of 23ste hoofstuk, gaan dit oor 'n vader wat sy seun onderrig. 'n Vader wie se hart na sy seun toe uitreik en wat die heel beste vir sy seun begeer. In elke vader wat vanmiddag hier sit, wat 'n godvreesende vader is, wat seuns en dogters het, sal presies weet hoe dit is. Ons wil graag hê dat ons seuns en dogters die pad van die lewe moet kies. Die pad van die Here moet bewandel. En dit is wat Salomo hier doen. Hy onderrig 'n seun wat hy oneindig liefhet en vir wie hy die heel beste in sy lewe begeer. Hy wil graag sy seun beskerm. Hy wil graag dat sy seun nie die verkeerde weg moet inslaan nie. En daarom, as jy van vers 19 af lees, gaan jy sien, dan waarsku hy ook sy seun. En hy sê, my seun, jy moet oppas vir die verkeerde invloede. Mag ek vra, is daar ook in Nederland verkeerde invloede? Bietjie of heel veel? Ons moet so waak, né? Daar's heel veel invloede daagliks om ons, en dit kom na ons, en dit vra om ons hart. Dit wil graag besit neem van 'n mens se hart. In vers 24 is vir my so 'n uitstaande vers in Spreuke 23. Hy sê, die vader van 'n regverdige juig. In ander woorde, as jou kind God dien, dan juig jou hart, dan is jy gevul met blydskap, dan is jy gevul met vreugde. En as iemand 'n wyse verwek het, 'n wyse seun, dan is jy bly oor hom. Ag, as ek vanmiddag kyk na die kinders en kleinkinders wat die Here my gegee het, dan dank ek God vir 'n seun en dogter wat God liefhet, en ook skoonkinders wat God liefhet en wat hom met hulle hele hart dien. Daar's geen groter blydskap en geen groter vreugde as dit nie. En daarom waarsku hy ook sy kind dan teen wêreldse invloede. Hy sê, my seun, jy moet oppas vir dronkenskap. Jy moet oppas vir losbandigheid. Jy moet versigtig lewe, jy moet oppas vir die verleiding van die vreemde vrou. En dan die oproep aan sy seun in vers 26. My seun, gee my jou hart. En laat jou oë behaag hê in my weë. Die vader soek nie alleen uiterlike gehoorsaamheid van sy kind nie. Hy wil nie maar net dat die kind se hart ver van hom af is, maar uiterlik doen hy wat die vader graag wil hê, net om die vader tevrede te stel. Nee, hy vra, gee my jou hart. Laat jou hele wese die regte weg bewandel. Dis asof die vader vir sy seun sê, uiterlike reëls navolg is nie die belangrikste ding nie. Jou hart moet aan my behoort. Jy moet met hart en siel die weg loop wat jy sien ek bewandel. En as die seun se hart aan die vader behoort, dan is dit mos so dat die seun graag sy vader wil behaag. As jou hart aan iemand verkleef is, jou hart is aan iemand verbonde, dan wil jy graag doen wat daardie persoon behaag. Snap jy wat ek sê? So belangrik. En so kom ons hemelse Vader ook
En deur die skrif, dieselfde oproep. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. Op 'n ander plek, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar is ons skatte vanmiddag? Wat is vanmiddag vir ons heel erg belangrik? Waarin is ons harte verkleef? Daar sal jou hart ook wees. En dan sê Paulus vir ons, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie, maar wees lief vir God. Laat jou hart aan God verbonde wees. God soek nie blote uiterlike godsdienstigheid nie. Hy begeer ons harte. Hy begeer dat ons harte aan hom sal weggee as 'n offer. En wat beteken dit? Dit is waarna ons graag vanmiddag net kortliks saam met mekaar wil kyk. En die eerste gedagte wat vir ons baie duidelik uit die woord na vore kom, is ons harte is die sentrum, die beheerkamer van ons lewens. Vanuit ons harte vloei ons ganse lewe. Nou as 'n mens praat van jou hart, dan is daar twee dinge waarna jy kan verwys. Die kardia, die pomp wat bloed na jou hele liggaam toe sirkuleer, en ek het vanoggend so 'n bietjie van 'n som saam met die ander gemeente gedoen. Broeder Johan, kan ek dit vir jou stuur, en dan kan jy dit op die app miskien, waar is broer Johan? Op die app stuur vir die hele gemeente, kan jy dit wel doen, 'n plaatjie, dan kan jy sien hoeveel bloed pomp ons harte. Net sommer vir interessantheid, 5 liter per minuut. Ne? Dit is wat die dokters, die artse vir ons sê, 5 liter per minuut. Nou ja, as jy 'n lewe van 70 jaar neem, dan is dit miljoene liters bloed wat jou hart gepomp het. Om die waarheid te sê, as jy tankwagens, bensinewagens, sou vul met die hoeveelheid bloed wat jou hart in 70 jaar gepomp het, is dit 94 kilometer. Dis 'n tankwagens. Ongelooflik, né? Maar dis hoe wonderlik God ons gemaak het. En sê die woord ook vir ons, het U ons nie ongelooflik wonderlik geskep nie, Psalm 139, net om bietjie in verwondering oor God te wees. Maar ons geestelike hart, wat in ons hoof gesetel is veel belangriker en veel kragtiger as ons kardia, ons bloedhart, die hart wat bloed na ons liggame toe pomp. Dis die belangrikste deel van elke mens se lewe. Salomo sê vir ons moet ons harte meer bewaak as enige iets wat bewaak word. Meer as jou bankrekening, meer as jou portemonnee, meer as enige iets moet ons harte bewaak, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En is dit nodig om vir mekaar te sê, dat soos jou hart is, so is jou lewe. 'n Bose hart gaan bose dinge tevoorskyn bring, want uit die hart vloei ons hele lewe. Ons hart bevat ten diepste ons persoonlikheid. Hoe jou persoonlikheid is hoe jou hart is. Slegte hart huisves 'n slegte persoonlikheid. 'n Rein hart huisves 'n rein, mooi, godvreesende persoonlikheid. 'n Rein hart huisves 'n aangename mens. Wanneer jy iemand sien wat straal van die Here, dan weet jy dat God daardie hart vul. Dat vir daardie hart is God die belangrikste, die middelpunt van jou hele bestaan. Uit ons harte vloei ons emosies en ons gevoelens. Wanneer 'n mens intens bedroef is, dan sê ons, iemand is hartseer. So ongelooflik.
Hoe dikwels hoor 'n mens dat iemand is oorlyde aan 'n gebroke hart. En dit gaan alles oor die geestelike hart. En daarom kom God en hy sê vanuit 'n hart wat aan hom weggegee is, 'n hart wat aan hom toebehoort, sal ook 'n lewe volg wat aan God behoort. 'n Lewe wat God wil behaag. 'n Lewe wat hom wil dien en hom wil volg op die hele lewensweg. Die tweede gedagte waarmee ek saam met u wil kyk, is 'n hart het altyd 'n meester. Elke mens wat vanmiddag hier sit, se hart het iewers 'n meester. Jou hart kan nie neutraal wees nie. Die ingesteldheid van jou hart, het ons reeds gesien, bepaal jou hele lewe. En daarom soek elke hart 'n punt om aan te anker. Iets waaraan ek kan vashou. Ons leef in 'n wêreld wat soveel probleme oplewer. Daar's oorloë, gerugte van oorloë, mense skiet rakette op mekaar in hommeltuie, drones. En dis iets verskrikliks. Daar's soveel mense wat geen hoop het. Mense wat totaal in 'n staat van hopeloosheid verkeer. En hulle soek iets waaraan hulle harte kan anker en kan vasmaak. Iets wat sekuriteit kan gee. Soms is dit 'n persoon, 'n geliefde, 'n eggenoot of 'n eggenote, 'n kind of 'n kleinkind. Baie mense wil graag hulle harte anker in hulle self. En dis wanneer die eie ek dan op die troon is. Soms anker mense hulle hart aan een of ander saak of 'n plek. Het sy dit Nederland of Suid-Afrika of Amerika is of wat ook al. Die mense anker hulle hart in 'n werk, in 'n baan, in sukses, in veiligheid. Maar God kom en hy sê, my seun, gee my jou hart. Wy jou hart volkome aan my toe. Gee dit weg. Stel dit tot my beskikking. Maak my jou anker. Die anker van jou lewe. En so mooi in 2 Kronieke 16 vers 9 lees ons, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Sluit dit ook die Alblasserdam in? As God se oë die hele aarde deurloop, is dit ook hier? Waarom? Om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Gee my jou hart, is die oproep van God in hierdie middag. Gewoonlik wanneer 'n mens jou hart op iets of iemand verloor, gebeur dit heel stil weg. Jy's miskien nie heeltemal bewus nie, dit gebeur oor 'n loop van tyd. Dinge wat ons koester, dinge wat ons vrees, dinge waarop ons hoop. En as 'n mens jou oë uitvee, dan is jou hart op iets of iemand gerig. Maar God roep vanmiddag sy kinders en hy sê, my kinders, ek wil hê dat julle 'n wilsbesluit sal neem. Ek wil hê dat julle op julle knieë sal kom voor my, in gebed, in aanbidding. En dat julle doelbewus julle hart aan my sal weggee. Ja, dat God die meester en die Here van ons harte sal wees. Dat ons harte aan hom verkleef sal wees met alles wat binne in ons is. Sodat die gedagtes wat ons bedink, die keuses wat ons maak, die stokperdjies wat ons beoefen, die sport wat ons beoefen, die klere wat ons dra, alles sal spreek van 'n godvrugtige hart, 'n hart wat aan die Here verbind is en aan hom verkleef is. In die derde plek, God se verlange na ons harte. As ons kyk na die appel, dan is daar vir my twee dinge wat uitstaan. As die Here sê, my seun, gee my jou hart, dan is dit in die eerste plek 'n uitnodiging. God gaan u nie manipuleer om dit te doen nie. Hy gaan geen dwang op u plaas om u hart aan hom weg te gee nie. Dis 'n roepstem na sy kinders. Dis 'n roepstem waarin God heel ernstig is. Waarin hy beheer van ons harte wil oorneem.
waarin hy ons harte wil reinig en dit met sy Heilige Gees wil vervul. Maar dis 'n uitnodiging. God is geen diktator wat ons dwing om hom te dien nie. Hy roep ons. Sy roepstem kom vanuit sy woord, helder en duidelik na elke een toe. God sal u nooit manipuleer om te doen wat hy wil hê u moet doen nie. Hy sal u roep en dan wag hy op die antwoord van ons kant. Hy weet ook baie goed wat met 'n mens gebeur wie se hart aan homself oorgelaat is. Wanneer jou hart onbewaak en ongerig en verdeeld is, dan raak jou hart dwalend. Dit raak weg van God, weg van sy weë af. Dit word maklik meegevoer. En daarom die oproep, dat die Here vanmiddag sê, my kind, gee my jou hart. Die Here wil graag hê, dat sy gemeente, 'n gemeente moet wees, wie se hart op hom gerig is. Ek wil waag om te sê, as ek dink aan die getuienis van D.L. Moody, dan het Moody een dag in 'n kerk soos die gesit, en die prediker het gesê, die wêreld moet nog sien, wat God deur 'n man kan doen, wie se hart aan hom weggegee is. En Moody het gebid en in afhanklikheid en nederigheid gesê, o Here, met u hulp, laat ek daardie man wees. Ons kan amper sê, Nederland moet nog sien wat God deur 'n gemeente kan doen, wie se harte almal, onvoorwaardelik, geheel en al, aan God weggegee is. Harte wat volkome aan God behoort. Dis die roepstem van die Here, dis sy begeerte. Die Here praat met ons deur sy woord. Hy gee vir ons 'n boodskap. En hy kom nie vandag na u en my en sê, ek wil hê jy moet dit doen, of jy moet dat doen, of jy moet hiermee besig zijn, of wat ook al nie. Klomp moeds en 'n klomp moenies. Nee, God kom na ons en hy sê, my kinders, gee vir my jou hart. Ek wil graag hê dat jou hart volkome aan my verbind moet wees. Het God miskien ons harte nodig? Glad nie, geheel en al nie. Maar hy weet wat is die beste vir ons. Hy weet as ons die gesang kan sing waarin ons sê, middelpunt van my verlange. O Here Jesus, my hele lewe sentreer om u. Ek het u lief met my hele hart. Ek wil u dien met my hele hart. Ek wil my hart aan u weggee. Ek wil hê dat my hart aan u sal behoort met alles daarin. Dan weet God, sal ons oë ook 'n welgevalle hê in sy weë, in dit wat hy vir ons begeer. Dan sal ons nie doelloos ronddryf soos 'n dobber op die groot oseaan, maar ons sal 'n anker hê, Jesus Christus, waaraan ons kan vashou in donker tye soos die. Ons het gehoor van die wetgewing waaroor blykbaar die week gestem word hier in Nederland. Ja, die hele wêreld is besig om teen God te draai. En ons as kinders van God se reaksie moet wees, kom ons draai terug na God. Kom ons verbind ons opnuut volkome aan hom. Kom ons gee ons harte in hierdie middag aan die Here weg. My seun, my dogter, is die oproep uit die hart van God. Gee my jou hart. Amen. Gaan julle afsluit, ek is nou net nie seker nie, kan ek maar weer gaan sit? Waar is my broeder? Kan ek bid? Goed, kom ons bid saam, broers en susters. Onse dierbare Here Jesus, hartlike dank dat ons in hierdie middag in u teenwoordigheid kan kom. Dis op u uitnodiging. U sê waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde.
En daar kom vandag vanuit die bladsye van u woord 'n kort, eenvoudige, maar 'n kragtige oproep tot elkeen van ons. My seun, my dogter, gee my jou hart. Wil u ons help, dat ons nie aan ons harte krampagtig sal vastklou en sal sê, o Here, daar is so veel dinge wat ek graag wil doen, daar is soveel dinge waarop ek my hart graag wil verdeel, maar dat ons vandag sal sê, hier is my hart, ek gee dit aan u, vrywillig, algeheel, volkome, sodat u die middelpunt van my lewe kan wees, sodat ek in u geanker kan wees. Ag Here, kom deur die werking van die Heilige Gees, kom maak u woord vir ons duidelik, wek u in ons 'n gewilligheid, om ook op hierdie oproep van God te antwoord, met 'n ja te antwoord. Ek wil graag my hart volkome aan u toewy. Dankie vir hierdie broeders en susters, vir die gemeente hier in die Alblasserdam. Ek bid, Here, dat u vooruit sal trek. Ek bid dat u elke dag die middelpunt van hulle bestaan sal wees. Dat hulle u sal lief hê met alles wat in hulle is. Dat hulle u naarstiglik sal navolg, soos wat u nagevolg wil wees. Dankie, Here Jesus, dat ons dit alles doen op grond van wat u reeds vir ons gedoen het. Op grond van u gestorte bloed en u gebroke liggaam. Ons aanbid u, ons eer u en ons loof u in die naam van Jesus met danksegging. Amen. Hartlike dank.